Baie welkom by hierdie reeks waarmee ons besig is. Breek brood. En dit gaan baie spesifiek oor 'n reis saam met die opgestane Jesus. Ons kom nou net uit Paasfees uit. Ons het Opstandingssondag gevier en nou gaan dit oor ons lewe elke dag saam met hierdie opgestane Jesus. En hierdie is die derde in ons reeks. Baie spesifiek oor kom ons reis saam met Jesus in die moeilike plekke. Wat doen ons op ons lewensreis wanneer dit kom by die moeilike plekke, by die swaar plekke, by die seer plekke? Nou, ek sê altyd, daar's twee goed wat ek jou kan waarborg in die lewe. Ek het baie keer die geleentheid om te praat met matrikulante oor wat voorlê in die lewe, of met graad 7's wat voorlê in die hoërskool. Dan sê ek altyd vir hulle, weet jy, daar's twee goed wat ek vir jou wil waarborg. Die een is, en ek noem dit sommer 'n aanname van die lewe, heerlike tye, lekker tye van lag, tye van vreugde, tye van vrolikheid, sommer net doodgewoon tye van joy. Dis die een kant. En dan kan ek vir jou waarborg en weer, 'n aanname van die lewe, daar gaan moeilike tye wees. Daar gaan swaar tye wees, daar gaan uitdagende tye wees, daar gaan seer tye wees. Dus ek so oomblik kan stil staan by hierdie tye. Dit is die tye wat ek noem die hoekom en waarom tye. Die tye wat ons by die Here sit en met die Here worstel en vir hom sê, hoekom Here, waarom Here? En ek wil onmiddellik vir jou uitnooi na 'n Vader toe, waar jy jou hoekoms en jou waaroms kan vra, maar jy moet net een ding weet, jy gaan nie altyd 'n verslag kry, of 'n verduideliking kry, of 'n antwoord kry nie. Dit is ongelukkig hoe die lewe is. Maar hy is ons Vader, so ons mag ons hoekoms en ons mag ons waaroms na hom toe bring. En dis juist wanneer ek en jy op 'n reis is in moeilike plekke. Die opdraande tye van die lewe, soos ek dit noem. Die afdraandes is maklik, die afdraandes is lekker, maar dis die moeilike tye wat dit ingewikkeld maak en die opdraande tye wat dit ingewikkeld maak. Amerikaanse skrywer, sielkundige, pragtige kind van die Here, Larry Crabb, beskryf vir my die wêreld wat ek en jy in leef, so raak en so mooi. Kom ek lees vir jou hierdie aanhaling en dan sê jy sien al spesifiek 3 woorde wat hy gebruik om hierdie wêreld met sy uitdagings en sy moeilike plekke en sy opdraande plekke vir ons mooi te beskryf. Hy sê die volgende woorde: No matter how closely we walk with the Lord, we cannot escape the impact of a disappointing and sometimes evil world. A core sadness that will not go away is evidence not of spiritual immaturity, but of honest living in a sad world. Ek wil weer nou net so 'n bietjie stop hier en net vir jou sê, kyk na die 3 woorde, hoe hy die wêreld beskryf. Gebruik die woord, dit is disappointing met tye, teleurstellend. Daar's teleurstellings in ons lewe. Dis wanneer ons die moeilike pad vat, wanneer ons op reis is en hier kom die opdraandes in ons lewe. Dis partykeer sad, hartseer. Ek en jy kan assosieer, ons het al hartseer beleef in ons lewe. En dis evil, daar's soveel evil, daar's soveel boosaardigheid, soveel boosheid in hierdie wêreld. So hy beskryf dit so raak. En dit is dan wat ons hierdie reis, hierdie lewensreis, in moeilike plekke, saam met die Here moet doen. Die baie bekende legendariese Dr. R.T. Kendall skryf die volgende woorde, en hierdie is vir my so bemoedigend, en dit is vir my so hoopvol, as hy sê, 100% of believers eventually go through a period when God seems to let them down. So as jy enigstens al gevoel het in jou lewe, die Here het jou teleurgestel, die Here is afwesig, die Here het jou gedrop, dan wil ek vir jou sê, jy is in goeie geselskap. Die navorsing bewys vir ons, dat 100% van gelowiges was al daar, was al op daardie plek gewees. Dit sluit my in, dit sluit jou in, dit sluit
enigiemand, en dis hoekom Larry Crabb se woorde vir my so belangrik is. Dit maak nie saak hoe innig jou verhouding of hoe sterk jou verhouding met die Here is nie. Die sad world, die disappointing world, die evil world, raak ons almal. Daar was 'n sondeval. Niemand van ons het dit ontsnap nie. Niemand van ons het dit vrygespring nie. Dit raak my, dit raak jou, dit raak almal van ons. As ek met jou praat oor die eienskappe van God, of as iemand met my praat oor die eienskappe van God, dan sal sekere eienskappe wat baie natuurlik by my opkom. Byvoorbeeld, hy is die skepper God. Hy is die enigste een wat kan skep. Hy is God die almagtige. Hy is die enigste almagtige. Hy is die barmhartige God. Hy is die genadige God. Hy is die liefdevolle God. Maar vandag wil ek nou vir jou lees Spreuke 25 vers 2. Wat vir jou sê en vir my sê, die eer van God lê in wat hy verborge hou. Koning se eer lê in wat hulle aan die lig bring. Hoekom lees ek hierdie vir jou as ek praat oor die eienskappe van God? Want dis 'n belangrike eienskap van God wat kom uit Spreuke 25 uit. Wanneer het jy al die woorde gehoor dat God, skepper God, genadige God, barmhartige God, is ook 'n verborge God. Met ander woorde, dis 'n God, daar gebeur goed in jou lewe, daar gebeur goed in my lewe, ons vra ons hoekoms, ons vra ons waaroms, ons kry nie altyd die antwoorde nie, daar is nie altyd verduidelikings en verslag wat aan ons gelewer word van, hier's die rede, of hier's die 2 redes, of hier's die 3 redes, hoekom hierdie gebeur het nie, en daarom kan jy vrede maak daarmee, en daarom kan en moet jy aangaan met jou lewe nie. Nee, God is 'n verborge God. Dis 'n eienskap van God, wat dit baie keer baie moeilik en baie ingewikkeld maak vir jou en vir my in hierdie lewe. Nou wat word bedoel met verborge? Daar's 'n ander plek in die Bybel, Prediker 11 vers 5, wat dit nog mooier verduidelik, ek dink as wat ek dit vir jou kan verduidelik. Prediker 11 vers 5 sê, net so min as wat jy kan verstaan, hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles. Daar's 'n baie mooi verduideliking van verborge God. Ons kan hom nie verstaan nie. En hier is 'n belangrike ding. Ek wens ek het hierdie baie vroeër in my lewe geleer en van kennis geneem en geïntegreer in my lewe, hierdie verborge God. Dit is 'n God wat ons nie kan verstaan nie. Ons kan hom nie verklaar met ons menslike verstande nie. Ons verstand is te klein. My verstand is te klein. Soos ek altyd vir jong mense sê, my kop is te plat. Jammer, ek kan God nie verstaan nie. Ek kan hom nie verklaar nie, maar wel ek kan God ken en ek kan met hom in 'n verhouding staan. Daai is verskriklik belangrik. God is 'n verhoudingsgod. En die feit dat ek nie altyd hom verstaan nie, en dat ek sy manier van werk en sy manier van doen nie altyd verstaan nie, is nie 'n teenstelling met ek kan in verhouding met hom staan en in verhouding met hom leef nie. Hy is die opgestane Jesus. Hy gee elke tree van my lewe, jou lewe, saam met ons. Al verstaan ons hom nie, al verstaan ons nie altyd sy werke en hoekom goed met ons gebeur nie. Maar ek wil baie spesifiek vir jou 4 waarhede gee, wat jy aan kan vashou, wanneer jy gekonfronteer word met hierdie hoekom en waarom tye, met hierdie moeilike roete wat jy stap, hierdie moeilike pad wat jy stap, saam met Jesus, wil ek vir jou 4 waarhede gee waaraan jy kan vashou. Die eerste een is doodgewoon dit, God is nie gelyk aan jou omstandighede nie. Kan ek dit vir jou herhaal? God is nie gelyk aan jou omstandighede nie. Wat bedoel ek daarmee? Baie eenvoudig. Goeie omstandighede beteken nie goeie God nie. Slegte omstandighede beteken nie slegte God nie. Met ander woorde, God word nie gedefinieer deur jou omstandighede en deur my omstandighede nie. God is wie hy sê hy is. 'n liefdevolle Vader ten alle tye. Al gaan jy deur die mees verskriklikste, afgryslikste omstandighede. Dit maak God nie afgryslik nie. Al gaan jy deur bitterlik ingewikkelde, onverstaanbare tye.
dit maak God nie sleg nie. Slegte omstandighede is nie gelyk aan 'n slegte God nie. God is 'n goeie God onder alle omstandighede, alle tye. So daai is 'n waarheid wat jy aan moet vashou. 'n Tweede waarheid wat ek vir jou wil gee. God is nooit op verlof nie. En daar's nooit 'n tyd wat hy nie in jou belang stel. God is intiem, intens, oomblik vir oomblik, elke dag by jou betrokke. Dis 'n betrokke God. Soos ek altyd vir ouers sê, jy moet 'n betrokke ouer wees by jou kind. Betrokke by die skool en betrokke in hulle lewe. God is 'n betrokke God. Hy's nie afwesig nie, hy's nie op verlof nie. Hy stel altyd in jou belang. Hy gee altyd vir jou om. Belangrike waarheid om aan vas te hou in ons hoekom en ons waarom tye. 'n Derde waarheid. God se tydsberekening is perfek. Hy is nooit laat nie. Ek dink jy dalk al baie soos ek beleef dat die Here is laat, die Here is laat, die Here is laat. En dalk nog hierdie vergelyking wat ek tref met vriende en met ander mense. Jy weet, hy daag altyd vir hulle op, maar vir my is hy nooit, hy wag altyd op die nippertjie. God is nooit laat nie. God is altyd betyds. Dis in daardie tye wat ons die moeilike pad stap. Wat ons hierdie hoekom en waarom tye beleef. Dis juis in daardie tyd wat die Here besig is om ons te vorm en vir ons sekere karaktereienskappe te leer en dele aan ons menswees te vorm wat net gebeur op die moeilike roetes, op die uitdagende roetes. Maar hy is by ons. Hy is met ons. Die vierde waarheid. Elke mens is uiters kosbaar vir God. Hy het jou lief met 'n innige, brandende liefde. En as jy wonder, waar kry ek hierdie woorde van innige, brandende liefde? Is dit ek wat dit uitgedink het? Nee. Paulus gebruik onder andere die woord dat God het ons innig lief. In Efesiërs, die boek Efesiërs, kry jy die innige liefde. Die brandende liefde kry jy in die boek Hosea in die Ou Testament. Hy stel in jou belang omdat jy vir hom baie kosbaar is. Hy's nie op verlof nie, hy het jou nie vergeet nie. Dit is waarhede waaraan ek en jy elke dag van ons lewe, ek gaan verder, elke oomblik van ons lewe kan aan vashou en moet aan vashou. Juis as ons hierdie pad stap op 'n moeilike plek, op 'n moeilike pad, 'n opdraand pad, 'n klipperige pad, 'n pad vol slaggate en moeilikheid en probleme en hoekoms en waaroms. Daar's jou 'n paar waarhede oor wie God is, waaraan jy kan vashou, ook in jou moeilike padtye. Wat is die essensie van die evangelie? Die essensie van die evangelie, dit wat ons nou net met Paastyd gevier het, Jesus sterf in jou en in my plek. Praat nou van liefde, praat nou van omgee, praat nou van barmhartigheid, praat nou van genade. Jesus sterf in jou en in my plek. 2 Korintiërs 5 vers 21, een van die mooiste skrifgedeeltes vir my, wat die evangelie vir ons rou verduidelik. Daar staan, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek, in jou plek en my plek, as sondaar behandel, sodat jy, deur ons eenheid met Christus, deur God, vrygespreek kan wees. Wel, ek en jy is vrygespreek, dis identiteit wat ek en jy het. Ons is vrygespreek, ons is vergewe, dis ons diepste behoefte. Ek sê altyd, baie keer weet ons nie eens wat is ons diepste behoefte in die lewe nie. Ons diepste behoefte is vryspraak. Ons wil nie elke aand van ons lewe met skuld gaan slaap nie. Ons wil nie elke aand van ons lewe en elke tree wat ons gee in ons lewe met skuldgevoelens loop nie. Ons wil nie met skande, die mooie Engelse woord shame, ons wil nie met shame bedek wees en tree vir tree deur die lewe gaan en in die aand gaan slaap met daai skande en met daai skuld nie. Nee, God het Jesus in my plek en in jou plek as 'n sondaar behandel. En dan die wonderlike van die evangelie. Jesus wat deur Getsemane gegaan het. Jesus wat op Golgotha was. Getsemane praat van 'n moeilike plek.
praat van 'n moeilike roete. Getsemane. Jesus wat daar wou omdraai, wat gesê het, ek sien nie kans vir wat voor lê nie. Hy ken jou seer, hy ken jou pyn, hy ken die swaar wat jy deurgaan. Hy verstaan die moeilik wat jy deurgaan. Hy's nie onbetrokke nie, hy's nie afwesig nie, hy's nie met verlof nie, hy het nie minder lief nie. Nee, hy's deur Getsemane vir jou en vir my. Golgotha. Hy was daar. Dis waar hy gehang het en stadig gesterf het, vernederend, vir 'n skare om te kyk, om hom uit te jou en om te bespot. Hy's deur Getsemane, hy's deur Golgotha, praat van 'n moeilike pad wat hy gestap het. Daarom verstaan hy jou moeilike pad. Daarom verstaan hy my moeilike pad. En daarom, daar's geen tyd wat hy jou stywer vashou. Wat hy nader aan jou is, juis in jou moeilike tye en in jou swaar pad en jou moeilike pad wat jy besig is om te stap nie. Die goeie nuus, die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Hy leef. Waar is hy? Waar is hy? Hy leef, maar waar is hy? Hy's by jou. Hy is Immanuel. Dis die kruis en die leë graf wat maak dat ek en jy kan jubel, dat ek en jy kan juig. God met ons. God met jou. God in jou. Hy kan nie nader kom aan jou as God in jou nie. En dis waar hy is. En daarom sê ek altyd, Kersfees en Paasfees is die twee tye vir 'n gelowige wat so verskriklik belangrik is. Kersfees is die tyd wat God sy barmhartigheid en sy liefde vir 'n wêreld, 'n verlore wêreld wys en hy stuur sy seun, want hy besef dat hy nie sy seun gaan stuur nie. Daar's daar geen hoop vir my en daar's geen hoop vir jou nie. En dan Paasfees is wanneer die erge gebeur. Hy's gestuur om deur Getsemane na Golgotha toe te gaan. Hy's gestuur vir die kruis, maar hy's ook gestuur vir 'n oop graf, vir 'n leë graf, sodat hy Immanuel kan wees, sodat hy by jou en in jou en by my en in my kan wees. En daarom moet ek en jy weet en moet ons vashou, ook in jou hoekom tye, ook in jou waarom tye, en dis spesifiek die tye wat ons op moeilike paaie stap, moeilike roetes. Dis juis dan wat hy naby ons is. Dawid ontdek het ons in Psalm 23. Die Here is my herder. En dan spesifiek in die dal van doodskaduwee. Wanneer hy deur sy moeilike en sy swaar en sy hoekom en waarom tye gaan. U is by my. U is by my. En dis wat ek en jy kan weet. As ons hierdie reis saam met die Here doen. Hy is by ons. Hy is by jou. Hy is in jou. Die legendariese Charles Spurgeon sê die volgende woorde. So seker as wat God se kinders ook in die vuuroond beland. Net so seker is hy daar, binne, by hulle. Dink maar aan Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle het nie die vuuroond vrygespring nie. Nee, jou lewe, my lewe, daar's baie tye van vreugde en tye van opgewondenheid. Ek praat altyd tong in die kies van die dans op die tafel tye. Dis deel van ons lewe. Maar dan is daardie moeilike padtye, daardie hoekom en waarom tye, daardie opdraand tye. En dan kan ons vashou daaraan. Wanneer ons in 'n vuuroond is of dit voel soos 'n vuuroond, kan ons vashou aan die waarheid. God is saam met ons in die vuuroond. Hy is by ons in die vuuroond. Vra dit maar vir Sadrag, vir Mesach en vir Abednego. Ek wil jou 'n verhaaltjie vertel. Ek staan einde se kant toe. Van 'n man wat ek eendag na geluister het. Ek het die voorreg gehad om 'n jeugkonferensie by te woon in Amerika. En een van die sprekers was 'n man met die naam Levi Lascaux. Ek het nog nooit in my dag des lewens van Levi Lascaux gehoor nie. En hy het op die verhoog gekom en hy het begin praat en ek het aan sy lippe gehang. Sy storie was aangrypend, is vandag nog steeds aangrypend. Levi en sy kosbare vrou het die mooiste dogtertjies, hulle is die mooiste gesin. En een van hulle dogtertjies, 5 jaar oud, daardie dag sal ek in my lewe nie vergeet hoe hy hierdie verhaal vertel nie. Haar naam is Lenya, is 'n Russiese naam, wat beteken the heart of a lion, die hart van 'n leeu. Het in sy arms
'n ernstige asma-aanval gekry. Hulle het gejaag hospitaal toe so vinnig as wat hulle kon. En die dokters kon niks doen nie. En daar in sy arms, in die hospitaal, is Levi en sy vrou se pragtige 5-jarige dogtertjie oorlede. Praat van om in 'n moeilike plek te wees, om 'n moeilike pad te stap. Maar Levi en sy vrou, so deur hulle rou, deur hulle pyn, deur hulle swaar, het hulle net vasgehou aan die wete dat God is met ons. God is by ons, God in ons, Immanuel. Jesus stap hierdie pad saam met ons. En uiteraard, hulle is vandag nog hartseer. Kom 'n mens ooit oor so iets? Maar nee, hulle het vasgehou aan die Here en hulle het besluit, hierdie pyn kan nie gemors word nie. Hierdie moeilike pad wat hulle gestap het, kan nie gemors word nie. En hulle het dit begin gebruik om ander mense te bemoedig, om ander mense te inspireer, om vir ander mense hoop te gee. En die een ding wat ek geleer het uit sy storie, in ons swaar kry, in ons moeilike plek of ons moeilike pad, is daar altyd sin en betekenis in terme van ons karaktervorming, en kan ons dit altyd gebruik om vir iemand anders iets te beteken. En dis wat Paulus vir ons probeer sê in Romeine 5, vers 3 en 4. Hy skryf, hy sê ons verheug ons in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. So ek wil weer hê, kyk na hierdie ketting-effek, kyk waar dit begin. Swaar kry, die moeilike pad. Swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. Elkeen van ons wil graag 'n storie van hoop wees. Elkeen van ons wil graag 'n storie van hoop skryf. Waar begin dit? Swaar kry is altyd deel daarvan. So kom ek en jy gebruik ons moeilike tye, die moeilike paaie wat ons stap, saam met Jesus, die opgestane Here. Kom ons journey, kom ons doen hierdie reis saam met Jesus. En ons sê net vir hom, Here, U is wie U sê U is, 'n goeie God, 'n liefdevolle Vader. Maak nie saak hoe lyk my omstandighede of hoe lyk my pad nie. En daarin gaan ek vashou. En ek gaan my swaar en my moeilik en my uitdagende tye gaan ek gebruik om vir ander hoop te gee. Kom ek bid vir ons. Here, so dankie dat ons kan weet, U is met ons. Here Jesus, U is Immanuel en niks, geen omstandighede kan dit verander nie. Geen omstandighede kan dit van ons af wegvat nie. God met ons, God by ons, God in ons. Dis ons hoop. Here, mag ons leer om in ons swaar kry tye saam met U te reis, saam met U tree vir tree te gee, sodat ons lewens 'n storie van hoop kan skryf, hoop kan gee vir ander mense. Amen. Absolute voorreg om jou te kan seën, met die liefde van 'n liefdevolle Vader, wat jou innig liefhet, wat jou liefhet met 'n brandende liefde. Wat 'n voorreg om jou te kan seën met Jesus se vryspraak en met Jesus se vergifnis. En om jou te seën met die Heilige Gees wat oomblik vir oomblik, tree vir tree in jou is en hierdie pad saam met jou stap. Amen.